profete uitgedaag het, nadat hy sy God verheerlik het, na al hierdie dinge, kom al oomblik van swakheid in Elia. En die woord sê, Elia, toe hy hoor dat Isabel hom doodmaak, het hy gevlug. Waar staan ons vanmôre kerk? Gaan ons vasstaan in die lied wat ons nou gesing het? Of gaan ons vlug dan in die tye van klop die benoudhede, die verdrukkings? En nou oomblik van benoudheid het Elia gevlug. Hy het sy God se verteenwoordigheid vergeet. Dit wat sy God voor sy oë gedoen het, deur 'n vrou wat hom uitgedaag het en gesê het, sy gaan hom doodmaak. Is dit nie ons in die gees wat dan die Here moet uitroep nie, maar Elia staan in daai gaping, hy staan in daai spilonk, en die Here moet hom nader. Die Here moet vir hom vra, Elia, wat maak jy hier? Het dit die tyd geword nie, dat die kerk opnuut moet besef, dat toe Petrus en Silas in daai tronk sit, en hulle dag van benoudheid, het hulle begin met lofte hulle begin met aanbiddings, hulle begin om die Here te soek. Dit was nie nodig dat die Here na hulle moes kom om hulle te kalmeer nie, want hulle het geweet, as hulle dit gaan doen, gaan die Here hierdie tronk oopmaak, hy gaan die aarde skud, want sy gesalfdes het hom aangeroep om geregtigheid. Vanmôre, waar staan ek? En wat is dit wat julle roem? Wat 'n skeiding maak tussen my en julle? En wat is dit wat julle roem? Elia het die Here aangeroep. Die Here het homself openbaar. Maar hy het ook ons swakheid laat gebeur. Waar staan ons vanmôre? Hoe lyk ons verhouding met die Here? Is dit my verhouding met die Here? Of is dit 'n verhouding wat van God af neergedaal het deur sy Seun Jesus Christus om woning binne in my en u te kom maak vanmôre? Of is dit maar net my verhouding? Vra vanmôre vir myself. Ek vra vanmôre vir myself. Hoe lyk dit vir my? As van die gelowige vrou vir sy konsekwensies. De Vader, ons vra vanmôre, Here, dat U die Gees op ons kom stuur. Here, ons vra vanmôre dat ons wil opwek in U krag en in U heerlikheid. Here, die woord sê dat U hou alles in stand deur die woord, die lewende woord van God. Ons vra vanmôre, Here, kom raak ons harte aan. Kom deursoek ons, Here. Here, kom verwyder alle ongeregtigheid. Kom verwyder alle sonde. Kom verwyder alle teenoormekaarde nasies. Here, verwyder dit wat skeiding maak tussen ons en U. Ons wil vanmôre, Here, ons harte tot U rig. En ons wil vanmôre vra dat ons harte en ons lippe dieselfde taal sal praat. Die evangelie van ons Here, die evangelie van vrede, die evangelie van liefde, die evangelie van vrymaking, van redding van siele. Ons bid vanmôre, Here, dat hierdie Here U voor, dat in die Gees, Here, daar 'n uitnodiging sal staan vir Sondag. Dat Here oor sal oopmaak dat hulle sal weet, Here, dat hierdie is 'n huis wat die Here daar gesit het, vir hulle wat siek is, vir hulle wat behoeftig is, vir hulle wat weet dat hulle die Here nodig het. Ons bid, Here, dat U engele daarvoor sal plaas, Here, om mense uit te nooi, Here. Soos in die woord wat God se heilige engele uitgestuur het, om aan die
net die Gees wat leer ons. Geen mens net nie by Jesus naam. Amen. Broeders en susters, vanmorgen elke ons die welkom, die alweer van die verliefd. Welkom die huis van die Here, ons pastoor, Stieve, Sister Teresa Volker, haar Siegel, ons Bissa, die Chris, maar ons geef vanmorgen al die eer en die lof die. En vanmorgen heen ons ook nog vir Samuel, jy weet wanneer die Here vir mense boodskap verkeer, is dit nie altyd maklik om te verwerk nie. Want wat ek altyd sê is dat die boodskap praat is met my. En soos wat die hoofpriesters in die Ou Testament eers vir hulle self om te offer bring, omdat hulle mense is en hulle self te leer en het sonde hulle aanvang. So wil die Here eers die een wat die voor moet kom staan, die musiek, elke leier in die gemeente wat hy het moet skoon wees. Ons moet gesuiwer word deur die woord van God. Want as ek nie toelaat dat die Gees van God my skoon maak nie, en ek het al ewig geveg met my binneste, teen mense, teen myself, wie ek is in die Here, eventually gaan die Here ons verhoor. Want ek is 'n blokkade. En ons moet verloren weet dat dieselfde Jesus, wat op hierdie aarde gewandel het, is nie meer dieselfde Jesus, wat in die koninkryk van God sit nie. Hy is bekleed met krag, met heerlikheid. Hy is bekleed met eer, met geregtigheid. En op hierdie aarde gewandel het, en hy gesê, ek kom nie om te oordeel nie, maar om te red. Nou sê Jesus, wanneer ek nou weer kom, redding is nou, my gedagtes, my hart moet nou verander, vandag. Môre kan te laat wees. Vra vanmôre vir jouself, sit jy nog in jou hoekie? Is jy nog opgekruip in daai hoekie? Is jy so besorg dat mense jou moet hoor en verstaan, dat jy vergeet dat die Here dit doen en 'n plan vir jou lewe? Gaan dit met my? Ons gaan vanmôre hoor dat wat die Here self met gesalfdes gedoen het. Die woord sê dat God stel aan en hy haal af. As God 'n woord spreek en ons doen nie wat hy sê nie, kan hy sy woord verander. Want die woord wat hy verander is nie sy woord nie. Dit is 'n bevel vir ons omdat ons hom gehoorsaam is. As die Here jou siel gered het, weet dit, jy het 'n opdrag, jy het geloof, jy het werk wat ek moet saamgaan. Ons gaan dit vanmôre hoor. Daar is niks spesiaals aan my. Ek is van stof gemaak, en met stof sal ek terugkeer. En my keuses wat ek hier maak, nie net vir die wêreld nie, maar vir broers en susters wat bepaal waar ek my oë gaan oopmaak. As ons vandag geskoon is, kom ons klaar dit uit met die Here. Kom ons klaar dit uit met mekaar. Kom ons kom skoon. Kom ons wandel reg en geregtigheid voor die Here. Want soos ek laas Sondag gesê het, is daai was sy blaas. En ek maak my oop hier op 'n Sondagmôre en ek sien ek sit nie stil in 'n paar van my broers en my susters en die res is weg. Want dit sal die grootste berou van jou lewe wees. As ek vandag my asem op my plaas en ek staan voor die Here en die woord sê, ek sal niks sien nie. My ongeregtigheid
Dis klaar. Die deur is toe. Dis klaar. Waar staan ons verhoorde gemeente? Mag die Here ons genade. Mag ons genade. Selfs die volks geoordeel. Die Bybel sê dat die minderheid sal gered. Die oorheersing sal gered. Gesalfdes is geoordeel. En ons moet saam doen. As jy vanmôre in 1 Samuel hoofstuk 3. Die gesig van Samuel. Ons weet Samuel was 'n jong seun. Sy moeder het hom aan die Here oorgegee. En dit was 'n belofte. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars. Vanmôre mooi luister, skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd, dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë al baie swak geword, sodat hy nie kon sien. Toe die lam van God nog nie doodgegaan het nie, en Samuel lê en slaap, is in die tempel van die Here waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is hy. Daarom roep hy na Elia en sê, Here, hier is ek, want U het my geroep, maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, want slaap alweer. Hy het nie geloof en gaan lê. Verder het Samuel, die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan en aan Eli gegaan en gesê, hier is hy, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie. My seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal. En hy het opgestaan en aan Eli gegaan en gesê, hier is hy. Want U het my geroep. Toe merk Eli dat die Here gesteun. Hierdie hoofstuk het ek vanmôre in die genade van die Here drie dele vir ons. Broeders, susters, vanmôre wil ek hê moet ons onsself vra. Dan as hierdie gedeelte lees, dan sien ons 'n jong seun wat God opgewek het om vir hom 'n priester te word. Want die ouer in die huis het sy doel verloor waarvoor God hom geroep het. Want die pastoor in die kerk het sy doel verloor waarvoor God hom geroep het. Want die onderwyser in die skool het sy doel verloor waarvoor God hom geroep het. Want die baas wat aangestel is vir 'n besigheid het sy doel verloor waarvoor God hom geroep het. Die predikers het hulle doel verloor waarvoor God hulle geroep het. Die kerk het hulle doel verloor waarvoor God hulle geroep het. Die woord van die Here sê, bid, waak en bid, dat julle nie aan die slaap gevind word nie. En vanmôre moet ons weet dat toe die Here vir Samuel roep, die Bybel sê dat Samuel was nog nie bekend met die woord van God nie. En in daai tyd was die woord van God skaars. Daar was maar min gesigte. Maar die volk het afvallig geraak. Die volk het hulle van die Here af weggekeer. Ek wil vanmôre vra, hoor ons nog die stem van U? Die Gees van die Here wil vanmôre vir ons vra, hoor ons nog die stem wanneer hy roep, of slaap ek te lekker? Is my lewe gemaak?
Wanneer jy die nag lê, jy hoor duidelike stem wat jou roep. Wat doen jy? Sê jy soos hierdie vir Samuel, gaan lê maar weer. En wat hy weer doen, wat ek vir u sê, Samuel het nog nie die Here geken nie, maar Samuel se hart was gerig tot die God van Israel. Daarom het Samuel nie regtig van slaap nie. Hy het geweet hierdie stem wat hy gehoor het, gaan hom weer hoor, gaan hom weer roep. As jy iets by jou venster hoor, en jy gaan kyk en daar is niks nie, gaan jy nie dadelik in slaap raak nie. Want jy weet net iets gehoor. Jy gaan waaksaam wees. Want as jy gaan slaap, gaan die dief jou vervolg. Want dit is hoe ons gemaklik kan. En Samuel het wakker geraak toe hierdie stem gehoor het wat met hom gepraat het. Ouers, manne van God, seuns en dogters, manne en vroue, hoor ons op die stem. Is die stem van God nog in ons huise? Is die stem van God nog in ons geboue, in ons kerkgeboue? Paulus sê, jy weet die woord, maar ons het die krag gehoor. Ons het die woord gemaakt. Ons het die woord gemaakt. Ek bid dat die Here daai weer wat agter die sondags ons gee. Ek bid dat die Here ons sal opwek om sondags na die Here te bring. Die kerk van die Here te sit en my so aan te gaan met my sonde, soos wat ek aangaan en dink ek is gered nie. Want die Here se opsetlike sonde lei tot die dood. Ons weet dat die Here het nie ons nodig in sy koninkrijk. Hy wil ons al hê. Ek dink in my gees sien ek, dat wanneer ons voor ons Here Jesus staan, hoe hy vir ons sê, kyk my kinders, ek het verlang om dit vir julle te wys wat julle vandag kan aanskou. Want jy nie met jou vreeslikheid kan aanskou nie. Ons het nodig om verandering te word. Ons het nodig om vernuwend te word deur die lewende woord van God. Ons het nodig om die stem van die Here opnuut te hoor. En as ons die stem kan onderskei nie, het ons 'n probleem. Ons het 'n probleem. En die woord van die Here gaan verder. En die Here sê vir hom, as hy hom weer roep, dan moet jy vir hom sê, Here, ek hoor. En die Here het vir Samuel 'n boodskap. 'n baie harde boodskap. Die vraag vanmôre is ek bereid om baie harde boodskap te dra? Is ek bereid om daai harde boodskap uit te dra? Of is dit nie vir my nie? Want almal gaan my afskryf. As ek bereid om vir my familie te sê, ek het vandag die Here Jesus as saligmaker en verlosser aangeneem, is ek bereid om van daar af vorentoe te gaan en vir mense te vertel wat het die Here vir my gedoen? Of is ek bang, hulle gaan my verwerp? Ek wil vir u sê, hulle gaan nie ons verwerp. Want Jesus het gesê, hulle gaan. En die wat nog steeds van vast aanhou aan ons, aan die evangelie van ons het. Die Here sal hulle roep. Want Jesus sê, wie vrucht dan is die vrienden is die vrucht. Hy gaan verder. Ek wil verder lees vers 9. Van verder in die gedeelte. Daarom het die Here vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet hy antwoord, spreek Here, want nie kan ek hoor. Toe Samuel geloop en op die plek gaan lê, toe die Here gekom en gaan staan en roep, soos die vorige keer. Samuel
Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want die krijg woord. Toe die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding in Israel, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tyd. Die dag sal ek aan Eli vervul alles wat ek oor sy huis gespreek het. Van begin tot einde. En ek sal hom ten kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel, tot in ewigheid. Oor die ongeregtigheid wat hy geweet het, luister mooi, oor die ongeregtigheid wat Eli van geweet het, want toe sy seun skande oor hulle gebring, hulle self gebring het hy hulle nie streng gestraf nie. En daarom sweer ek aangaande die huis van Eli, waarlik, die ongeregtigheid van die huis van Eli sal tot in ewigheid nie deur slagoffers of spysoffers versoen word. Broeders en susters, die Here waarsku, hy gee die waarsku. Ons gaan nou hoor waaroor hy gee. Vrees ek nog die tigtigheid van vrees ek nog die tigtigheid van die Here. Waarom is daar so baie gemeentes, kerke, wat terug te draai in die wêreld, wat wêreldse beginsels kom begin toelaat in die gemeente, want hulle vrees op God verloor. Hulle het die waaragtige nie meer erken vir wie hy is nie. Hulle sien hom nog in daai ou krippie lê. Hulle sien hom nog as die een vir wie die maar die paar doeke aangesit het. Hulle sien hom nie vir die leeu van Juda stap nie. Die een wat kom om te oordeel en geregtigheid nie. So is ons eie kinders. As ons sien hoe groot raak, ons wil vir hulle sê, my dogter, ek sien nie. My vrou laat nie gesê, my man, my nie glo dat dogter kan dit nie meer sien. Ek nie. Hoe sien ons nie? Hoe sien ons nie? Sê dat ons op ons soek. Dat is op my hart, as ek die stap vir my. Dat is op my hart. Wat is op my hart wat ek vir die wêreld kom? Eli het geweet van sy ongeregtigheid, maar Eli het nie na die Here geluister nie. Eli, 'n hoofpriester van die heilige God. Eli, ons hoor die boodskappe, maar die reageer nie. Hoeveel keer ek versdok in ons praat? Hoeveel waarschuwings moet ons nog kry? Maar as die basijn geblaas is, is dit verby. Dis klaar. Dan kom die moeilikheid. As ek my aansluit geblaas is, is dit verby. Dis klaar. Dan is daar nie nog 'n moeilikheid wat ek vir die Here dalk kan sê, Here, hier is ek nie. Dan is die totale al verby. Want God is rechtvaardig, hy gee hom op die laaste. Baie mense, ek was aan het veel moeilijk, ek is al dood geweest, ek weet nie, die samen te doen. As ek my hart verlaat, die genade van die Here, dat ek sê, Here, Here, help my. Verhard ons ons hart. Ek weet sy hart verhard. Kom ons gaan lees, gaan net terug. Laat die voorbeeld. 1 Samuel 2, vers 27. En daar het 'n man, jy gaan ons hoor, waarom het God die huis van Eli totaal en al? Waarom het Here tot die man? En daar het 'n man van God by Eli gekom, en vir hom gesê, so spreek die Here, het ek nie duidelik openbaar aan die huis van jou vader toe hulle in Egipte in die huis van Farao was nie,
werk aan die brand te steek, om die skouerkleed te dra oor my aangesig. En ek het aan die huis van jou vader al die 4 offers van die kinders van Israel gegee. Waarom verag julle my slagoffers? So God sê dat ek het hierdie dinge toegelaat, ek het dit vir julle gegee, want ek sien julle as my volk, my priester. Ek vertrou dit toe aan julle, want wat het julle gedoen? Hy sê, waarom verag julle my slagoffers en my spysoffers, en wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir my. Dit is ons sisters, moenie dat ons kinders en ons families en ons werk en ons sport en maak nie saak wat tussen ons en die Here kom nie. God ken ons hart, ons kan niks wegsteek nie. Laat Jesus, laat sy woord, laat sy gees kom die een wees in ons lewe en die Here sal ons guns gee in die oog van ander. Dit is 'n belofte. Want die woord van God is my naam. Nie net 'n woord nie, dit is sy naam. Hy sê my naam is Kadosh. Dit is hoe God is. Hy deel sy naam met niemand. Hy wil ons met niemand doen. En hy sê so. En hy gaan nie as hy wil net waarom verwag jy oor slagoffers en die spysoffers wat ek in my woning beveel het, en eer jy jou seuns meer as vir my, deur hulle vet te voer met die beste van elke offervader van my volk Israel. Daarom spreek die Here, die God van Israel, ek het wel duidelik gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangesig wandel tot in ewigheid, dit is mooi. God kan afval en God kan opsit. Hy is God, hy kan weet wat hy wil. Ons is mens, hy is nie op te wakker, ons is te klein. Maar nou spreek die Here, dit is ver van my af, want die wat my eer, sal ek eer, maar die wat my verag, sal veragtelik wees. Kyk, die dag kom dat ek jou arm en die arm van jou vader se huis sal afkap, sodat daar geen bejaarde in jou huis sal wees nie. Dan sal jy die benauwdheid van my woninge aanskou, en alles waarin hy aan Israel goed sal doen, en jy en in jou huis sal daar al die dag geen bejaarde wees nie, maar ek sal om jou dood te laat vergooi, en jou siel te laat versmak, een vir jou nie uitroei, van my altaar afneem. En al wat uitgeroei uit jou huis, sal op mannelike leeftijd sterwe. Dit sal vir jou die teken wees, wat sal kom. Op een dag sal hulle albei sterwe. Hy sê vers 4, en dit sal vir jou die teken wees, wat oor jou 2 seuns oor hofmeer Pinia sal kom, en op een dag sal hulle albei sterwe. En ek sal vir my 'n getrouwe priester opwek, wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is. En ek sal vir hom 'n bestendige huis bou, sodat hy al die dae voor die aangesig van my gesalfde kan wandel. En almal wat in jou huis oorbly, sal kom en hulle voor hom neerbuig vir 'n geldstukkie, 'n stukkie brood, en hulle sal sê, voeg my tog by een van die priesterordes, en dat ek 'n stukkie brood van my. Broeders en susters, ons sien dat God op die gewaas is. Maar God het nie. God het hom nie gefeier nie. Hy is nie gefeier dat iemand anders hom kan heier nie. Dit is 'n ongeregtige wêreld nie. Hy het agteroor geslaan by die woord van die aard.
En daarom waarsku die Here ons dat ons moet agter wees, ons moet gehoorsaam raak. Is die stem van die Here nog in my huis, in my hart? Wanneer ek slaap, wanneer ek beweeg, of ek die skaars verlaat. Ons gaan verder. Ons hoor wat sê die Here vir ons. Ek gaan hierdie laaste gedeelte lees. Van vers 16. As die man van hierdie laaste gedeelte van vers 15. En Samuel het by die oor die môre toe, en hy het die deur van die huis van die Here oopgemaak. Maar Samuel was bevrees om die aangesig, om die gesig van Eli weer, om die gesig van Eli weer te deel. En het Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun, en hy antwoord, hier is hy. En vra hy, wat is die woord wat hy met jou gespreek het? Verberg dit tog nie vir my nie. Mag God so aan jou doen, en so daarom doen, as jy iets van al die woorde wat hy met jou gespreek het, vir my verberg. En Samuel het hom al die woorde meegedeel, en niks vir hom verberg nie. En hy het gesê, hy is die Here, laat hom doen wat goed is in sy oor. En Samuel het groot geword, en die Here was met hom, en hy het nie een van al sy woorde vervul as hy nie. En die hele Israel, van dan tot by Berseba, het erken dat Samuel betroubaar is as het profeet van die Here. En die Here het weer verskyn in Silo, want die Here het hom openbaar aan Samuel in Silo, deur die woord van God. Ons kan vanmôre vir ons self vra. Samuel om verwyder en vir die woord. Samuel kon die botter aan hom gesnee. Samuel kon die Ijaan aan hom gesnee. Maar Samuel het geweet dat die een wat aan hom verskyn het, is nie 'n mens. Die Here het die woord van Samuel vanmôre wil ek dat ons opvang vir dit wat kom. Ons het almal vra. Die woord sê dat die kerk van die volk kom. Die tekens is daar, die tekens is gevolg. Ons kan nie van kere, as ons die wil kennis moet bring. Dat is blind. Alles kan nie daar. As Samuel was bereid, die profete was bereid om die boodskap te dra. Die waarskuwing te dra. Ek lees dit ons, ek sluit af vir hierdie. Hierin Exodus 32. Moses bid vir die volk. En die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sonde begaan, maar nou sal ek na die Here opklim. Miskien kan ek vir julle sonde verskoon doen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue kode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe. En so nie, hy is nie mooi wat sê hy Moses te Here. En so nie verdelg my dan, maar in die boek wat u geskryf het. Die van ons sal dit doen. As God jou naam verdelg het, gaan geen mens jou kan red nie. Niks, niemand nie. Niemand kan vaar jou red nie. As ek maar in God sê, ek is nie maar in God. Is nie maar in God. Maar omdat God geweet het die verhouding wat Moses met hom gehad het, daarom is het vir ons belangrik as kerk om ons verhouding op die stem van die Here terug te kry. Om ons verhouding met God op te rig. Om ons gebedsaltare op te rig.
Moses, jy het ons gekeken, jy het sien verkeer by die dier. Maar kom ons nie verdoen. Kom ons luister, wat sê die Here vir Moses? Toe die Here vir Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uithelp, uitbuiten. Maar gaan nou en lei die volk waarin ek jou gestuur. Die Here sê vanmôre vir ons, doen dit wat ek wil doen. In jou huis, in jou werk, in die straat, tussen jou vriende, doen dit wat ek jou wil doen. Al lyk dit vir jou, hoe moeilik? Al lyk dit vir jou, niemand vir jou om nie. Al lyk dit vir jou, niemand sien dit nie. Doen dit wat vir die Here my en die geroep het. En die Here sal ons oprig, hy sal ons oprig uit ons omstandighede. Ek sluit af met hierdie gedeelte, kort gedeelte, 1 Petrus 1:6. 1 Petrus hoofstuk 6. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die Jy moet Vader ons vanmôre moet vra, Here, dat U deur die Gees, Here, ons harte totaal sal open. Here, dat ons genade sal wees, dat ons hier sal uitstap en ons harte toesluit vir die woord van die Here nie. Here, dat U stem vir ons, dat U ons opgerig om 'n volk te wees, om leiers te wees, om moeders en vaders, en seuns en dogters te wees, om die evangelie uit te dra, en die wete dat ons is die lig van hierdie wêreld. Here, hoe sal die wêreld weet as ons woorde te wees? Hoe sal die wêreld weet as ons nie U stem hoor nie? Hoe sal die wêreld weet as hulle met 'n huishouding inkom en hulle kan nie meer Jesus aanvaar nie? Hoe sal die wêreld weet, Here, as hulle by ons besigheid kom en Jesus is nie daar nie? Dat Here U is vir ons, U Gees is vir ons. Daarom bid ek voor die Here, ons op, verspeel ons voor die bloed en lei ons Heilige Gees uit U geregtigheid. In Jesus naam. Broeders en susters, mag die Here die woord van ons hart seën. En mag ons dit sien as algemeen. Want selfs nie dit so gesien. En kyk wat die Here ons sê, hy sê dit. Kom ons vra die Here, ons